Die bekende woorde van die apostel Paulus in 1 Korintiërs 13 en heel waarskynlik is dit 'n teksgedeelte in die Bybel wat jy nog net in die verlede gehoor het wanneer twee mense getrou het. Dominees was altyd lief om 1 Korintiërs 13 te preek by 'n troue en streng gesproke het dit niks met 'n troue te doen nie. Maar in vers 11 sê Paulus 'n baie interessante ding. Hy sê toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. En dan in Hebreërs 4 vanaf vers 15 sê die skrywer, die hoëpriester, naamlik Jesus, wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered of gehelp kan word. Ek wil graag 1 Korintiërs 13 vanaf vers 11 in Engels lees, en dit gaan so: When I was a child, my speech, my outlook, and my thoughts were all childish. When I grew up, I had finished with childish things. Nou broers en susters, as jy 'n boom sou neem en in sy dwarste deursaag, gaan jy twee dinge ontdek. In die eerste plek gaan jy sien dat elke boom 'n buitekant en 'n binnekant het. Elke boom op hierdie planeet aarde, of dit nou 'n denneboom, 'n akkerboom, 'n marula of wat dit ook al is, se binnekant word deur 'n dikkerige buitenste laag wat ons die baslaag noem, word die boom beskerm. As jy die boom van sy bas sou stroop, beteken dit dat die boom binnekant verdor, verdroog en later doodgaan. Die tweede ding wat jy ontdek is, broers en susters, is dat elke boom aan die binnekant 'n klomp konsentriese lyne of sirkels vertoon. Dit word dan ook die jaarringe van die boom genoem. Kyk jy van naderby, sal jy agterkom dat hierdie ringe nie almal eeners is nie. Sommige van hierdie lyne is dikker en ander van die lyne weer dunner. Die boomkundiges of die dendroloë, soos hulle bekend staan, vertel vir ons dat hierdie lyne van die boom, hierdie jaarringe van die boom, die verhaal of die geskiedenis van die boom vertel. Met ander woorde, as jy na die binnekant van die boom kyk, sien jy die storie van die boom van die dag dat hy gegroei het. Die dunner lyne sê vir jou dat die boom in die verlede iewers seer gekry het. Dat hy skade opgedoen het, miskien as gevolg van een of ander droogte, of as gevolg van 'n bosbrand. Ons het baie bosbrande die laaste tyd beleef. Of miskien was daar 'n swamsiekte in die bos en die boom is daardeur geraak en die dunner lyne vertel vir jou daardie geskiedenis. Die dikker lyne vertel vir jou van die goeie jare wat die boom gehad het. Toe daar genoeg sonskyn en volop reëns was en die boom dus gevolglik optimale groei getoon het. Ek het ook agtergekom, broers en susters, dat mense en bome nogal baie in gemeen het. Net soos bome het elke mens 'n buitekant en 'n binnekant. Met die een klein verskilletjie, en dit is dat 'n mens nie soos 'n boom is met 'n dik baslaag aan die buitekant wat jou van al die negatiewe en slegte dinge en die aanslae van die lewe kan beskerm nie. En tog het moeder natuur wel op haar eie manier gesorg dat die mens deur honderde duisende jare se evolusie heen sy eie unieke beskermingsmeganismes ontwikkel het. Een daarvan is die dik korslaag
wat ons om ons harte vorm wanneer ons oor en oor deur mense seergemaak word of deur mense teleurgestel word, dan vorm ons hierdie dik korslaag om ons hart. 'n Vrou vertel by geleentheid vir my hoe haar man haar vir jare as dit ware afgebreek het deur verbal abuse. En dan kan ek slegter in die lewe wees wanneer 'n mens in 'n klein spasie saamleef en jy word dag na dag afgebreek nie. Woorde kan steek. Professor Cas Vos praat van woordwonde. En sy sê, dominee, deur die jare heen het ek toe later 'n dik korslaag om my hart gebou. My man het later gesê ek is dikvellig, maar dit maak nie meer saak wat hy gesê het en wat hy my toegesnou het nie. Dit het soos water van 'n rug, van 'n een se rug afgeloop. Dit het my glad nie meer geraak nie. So dis die een manier waarop ons onsself probeer beskerm. Die ander manier waarop ons dit baie effektief kan doen, is deur die opsit en die dra van maskers. Dit hou die voordeel in, broers en susters, dat niemand met wie jy elke dag in aanraking kom, jou eintlike gesig, jou ware gesig kan sien nie. Aan die buitekant gemeet, lyk alles 100% in plek. Mense by die werk, jou kollegas, in jou vriendekring dink jy's die gelukkigste mens, jy's tevrede, alles gaan 100% goed met jou in die lewe, maar dit is eintlik 'n misleiding. Niemand weet van die emosionele pyn en die seer wat jy al vir soveel jare in jou binneste dra nie. Hoekom nie? Want jy steek dit baie goed agter 'n masker weg. Jou lewe is in 'n sekere sin 'n maskerade. En dit is so, broers en susters. Ons steek dinge doelbewus vir mekaar weg. 'n Man steek soms dinge vir sy vrou weg en 'n vrou soms vir haar man weg. Nie omdat ons oneerlik wil wees nie, nie omdat ons vals wil wees nie. Ons doen dit omdat ons onsself wil beskerm. My man en my vrou weet derhalwe nie wat gaan hier diep binne in my aan nie. As ek 'n R5 kon hê of kon kry vir elke keer wat 'n man en 'n vrou gesê het, "Sjoe, in my studeerkamer na al die jare ontdek ek nou eers my vrou. Ek ontdek nou eers my man. Ek het nooit my man of my vrou geken nie." Dan was ek vandag 'n baie ryk man. En dus, broers en susters, in die omgewing waar ek beweeg elke dag, tussen my vriende en kollegas, weet hulle eweneens nie ook van die diep geheim wat ek al van my kinderjare hier binne in my saamdra nie. En dit in 'n sekere sin is die een nadeel van 'n masker. En dit is ander mense weet nie van jou seer nie. Ander mense weet nie van jou diep ongelukkigheid nie. En omdat hulle nie weet nie, het jy dus niemand om dit met jou te deel nie. Jy is op jou eie aangewese. Jy's die eilandjie wat die las van jou eie lewe dra. Dit is dus eers wanneer mense doelbewus by 'n punt kom, dat hulle besluit, maar nou maak ek my hart oop. Nou praat ek my hart uit. Nou haal ek die maskers af. Dat jy die binnekant van die mens vir die eerste keer sien en ontdek. Dan sien jy soos met 'n boom die jaringe van die mens en dit vertel sy eie hartseer storie. By hierdie punt wil ek graag 2 opmerkings maak. 1, ek het in my bediening van bykans 40 jaar gevind dat daar maar bitter min mense in hierdie lewe is wat nie een of ander tyd in die lewe seer gekry het nie. Min, indien enige. Ek wonder of iemand is wat vanmôre kan opstaan en sê, ek het nog nooit tot vanmôre toe iewers 'n teleurstelling gekry of iemand het my seer gemaak of wat ook al nie. Ons bevind ons nou eenmaal in 'n gebroke werklikheid waar dinge elke liewe dag skeefloop. En waar mense in die proses direk of indirek 'n impak maak op ons lewens. En soms is dit positief en soms is dit verskriklik negatief.
Ons skuur skouers met mekaar, by die kantoor, by die werk, in die vriendekring, by die gym waar ek oefen. Ons stamp teen mekaar en dit maak 'n duik op my lewe. So 'n klompie jare gelede, weet julle, het ek vir twee van ons lidmate getrou, en die troue was op die eiland van Capri in Italië gehou. En ons is oor soontoe, en ek was vroeër jare as student was ek in Italië gewees, maar vir die eerste keer in die weste kant van Italië by die kusgebied. Mense, julle het in julle lewe nog nooit sulke smal nou paadjies gesien nie. Dit het my land dink aan die paadjie wat daar geïllustreer was op ouma, oupa se portret in die voorvertrek as jy daar aangekom het, dat jy die brede weg, nog in Hollands, die brede weg en die smalle weg gesien. En toe ek in Italië was, het ek gedink aan die smalle weg. Want dit is inderdaad die smalle weg. Dan kry jy wat jy om die draai ry, en hier is dit net loodregte kraanse af. Dan ry ons nou in 'n toerbusie, en dan kom ons hier om die draai, en hier kom nog 'n toerbusie van voor af, en daar's nie spasie vir al twee nie. Dan vat die ou wat aan hierdie kant waar ons ry, vat hy nou hierdie sykant se spieeltjie van sy bus, en hy trek dit net in, sodat die ou kan verbykom, so skuur. Met so 500 en 800 voet af onder toe. My sien nie wie was gedaan. Toe merk ek later, maar daar op die Weskus van Italië, is daar nie 'n motorkar geparkeer of 'n motor wat by jou verbyry wat nie vol stampe en duike is nie. Ek het daar op 'n dag 'n blink Mercedes gesien wat seker by die 2 miljoen rand kos, maar hy was van voor en agter gestamp. En toe ons nou later met die Italianers daaroor praat, toe sê nee, wat dit is geen probleem nie. Vandag stamp die ou my en môre stamp ek hom weer. En broers en susters, dis presies wat met die lewe gebeur. Ons is so naby aan mekaar, dat ons mekaar in die proses raak stamp. Ons skuur teen mekaar, en in die proses word ek verwond. Ek het 'n tweede ding ontdek. Ek het deur die jare gevind, dat daar min mense, of min dinge in die lewe is, wat mense se geestelike en emosionele groei so geweldig kan strem, soos die innerlike pyn en seer wat hulle elke liewe dag met hulle saamdra, of liewers met hulle saamsleep. Mense met 'n innerlike seer, mense met 'n verlede, mense met 'n skaduwee aan die binnekant, die Engelse praat van damaged emotions, sukkel gewoonlik in hulle lewe om volwassenheid te bereik. Dis 'n baie belangrike punt wat ek hier aansny, broers en susters, want daar's meer mense in die lewe wat hiermee sukkel as wat jy vanmôre vermoed. Om met onverwerkte seer en pyn in jou binneste rond te loop, is soos om 'n motor te probeer ry waarvan die handrem opgetrek is. Jy buur vorentoe, maar teen 'n frustrerende slakkepas. Jy kom gewoonlik in jou lewe nie uit waar jy moet uitkom nie. Nou vir mense wat seer gekry het in die lewe, en wat vol duike is daar net een oplossing. En dit is die seerplek of die wond moet verbind word. Daar's geen ander uitweg nie, geen ander antwoord nie. Nou ek het so 'n paar jaar gelede, het ek een dag my hand lelik raak gesny met 'n steekmes. En die bloed het behoorlik gevloei. Barbara moes keer of ek het sommer omgeval. Maar die wond is toe ontsmet en daar salf opgesit en die wond is mooi verbind. En vandag as jy na my hand kyk, kan jy nie eers die merk sien waar ek my raak gesny het nie. Mense wat innerlik seer gekry het of emosioneel verwond is, moet ook behandeling kry. Maar dan nie met pleisters en verbande nie, broers en susters. Net God in sy groot barmhartigheid kan jou aanraak. Net hy kan die seer in jou binneste wegneem. Net hy kan maak dat daar nie meer letsels en merke is wat jou lewe ontseer nie. Natuurlik help sielkundige behandeling miljoene mense. En dit help hulle om by die punt te kom dat hulle op 'n baie positiewe en op 'n bouende manier hulle probleme in perspektief kan kry. Die wêreld sou vandag armer gewees het sonder kundige mense soos psigiaters en kliniese sielkundiges en traumabegeleiers. Dank die Vader vir hierdie gespesialiseerde dissiplines en vakrigtings. Maar broer en suster, kom ons vanmôre nou regtig openlik en eerlik met mekaar. Niemand, maar niemand in die lewe ken jou binneste so goed
soos die Skepper nie. Hy ken immers die geheime van die hart, sê Psalm 44 vers 22, en in Psalm 139 bely Dawid die volgende, hy sê, Here, U sien dwars deur my. U ken my, sê Dawid. En of ek nou sit en of ek opstaan, of ek gaan lê of wat ek ook al doen, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opgekom het. Ons kan baie dinge vanmôre vir mense wegsteek. Ek steek goed vir my kollegas weg, ek steek goed vir my baas weg, ek steek goed vir my vrou weg. Maar God sien in die verborgene, sê die Bybel. Hy weet van die woelinge vanmôre in jou binneste, waarvan die persoon wat langs jou sit niks weet nie en geen kennis van dra nie. En daarom sê ek vanmôre vir jou ruiterlik broers en susters, net hy, en net hy alleen kan die volkome heling bied wat ek in jy vanmôre nodig het, wat ons nodig het om heel mense te word. Dit bring my nou by die teks waaroor ek met jou wil praat vanmôre. En dit is 1 Korintiërs 13 vers 11. Paulus skryf aan die gemeente en hy sê die interessante ding. Hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos een, ek gedink soos een, geredeneer soos een, maar, sê Paulus, nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Paulus in sy wysheid beskryf hier vir ons die ontwikkeling of die verloop van enige normale menselewe van kind wees af tot volwassenheid toe. Niemand van ons, sover ek weet wat vanmôre hier sit, het as 'n volwassene in die lewe ingekom nie. Nee, jy's eers 'n kind en dan is jy later 'n volwassene. En dan raak Paulus 'n baie belangrike waarheid aan, hy raak 'n sinewie-draadjie aan. En hy sê, as jy 'n normale mens wil wees, wat op 'n normale manier volwassenheid bereik, moet jy eers die dinge van 'n kind aflê. Dis 'n verskriklike belangrike beginsel om te snap, broers en susters. As jy vanmôre hier sit in hierdie diens en jy het nog nie jou kinderfase ontgroei of afgelê nie, in die sin dat jy dit agter jou gesit het nie, kan jy nooit in hierdie lewe die mens word wat jy veronderstel is om te wees nie. Jy gaan altyd in gebreke bly. Jy gaan altyd sukkel met jou persoonlikheid. Jy gaan altyd nêrens inpas nie. Jy gaan altyd voel iets haper in my lewe. En hier lê die kruks van die hele saak. Jy sien alhoewel baie mense in hulle lewe ouer word. Nee, ek het nou die dag verjaar en toe het ek ouer geword. Nou, jammerte. Beteken dit nie noodwendig dat hulle kinderjare ontgroei het nie. Jare ouderdom het niks met volwassenheid te doen nie. As mense dus al by meer as een geleentheid in jou gesig vir jou gesê het, Jesus, dis al nou tyd dat jy slag groot word nie. Of iemand merk teenoor jou op, jy gedra jou nou net soos 'n kind, sal ek vanmôre aanbeveel dat jy na hierdie diens baie ernstig gaan nadink oor jou lewe. Want dan is daar waarskynlik iets in jou persoonlikheid en in jou karakter, in jou lewe, dinge wat mense raak sien, wat jy nie raak sien nie, wat hulle onder die indruk bring, dat jy nog nooit groot geword het nie. En dis 'n diep ernstige saak. Maar voordat jy my op hierdie punt nou dalk heeltemal verkeerd vertolk, gaan ek eers vir ou broer Paulus aan die woord stel. Jy sien broer en suster, in die Grieks, dit is die grondtaal van die Nuwe Testament, is dat 2 woorde wat gebruik word om 'n kind mee aan te dui. Dit maak die Griekse taal, die antieke tale, die semitiese tale so interessant, want hulle het 'n klomp woorde vir een spesifieke ding. Die een woord is paidion, en die ander woord is nipios. Die woord paidion het 'n positiewe betekenis in die sin van dat dit die groei en ontwikkeling van 'n normale kind aandui.
So wanneer Jesus in Matteus 18 vers 1 tot 5 praat oor die koninkryk van God en hy roep 'n kindjie en hy sê kom staan hier in die middel tussen al die groot mense en hy sê as julle nie soos hierdie kind te word nie, bedoelende as julle nie glo en kinderlik is soos die een wat hier staan nie, sal julle die koninkryk van God nooit ingaan nie. Gebruik Jesus die woord paidion wat min of meer die betekenis het van kinderlike onskuld. Die ander Griekse woord nepios het 'n negatiewe klank. Want dit verwys direk na mense wat nooit hulle kinderskoene ontgroei het nie. Nepios verwys dus na ouer mense met grys hare wat nooit volwassenheid bereik het nie en kinderagtig is in hulle optredes en hulle manier van dinge doen. En dit is 'n uiters tragiese verskynsel. Daar's min dinge in die lewe, broers en susters, wat so mooi is as die kinderlikheid van 'n kind. Kind is so onskuldig. 'n Kind het geen pretensies nie. Geen pretensie, geen beheer. Wie het daai lied gesing? Iemand. Geen pretensies nie. Kinders dra nie maskers nie. Kinders is onskuldig. Hulle is net so, Jesus sê, word soos die kind. Aan die ander kant weer, broers en susters, daar's min dinge in die lewe wat so afkeurenswaardig is as 'n volwasse mens wat hom soos 'n kind gedra. Kinderlikheid is mooi. Is iets om na te kyk, iets te bewonder en as ouer mense soms te begeer. Maar die kinderagtigheid by 'n volwassene is afstootlik. Selfs bejammeringswaardig. En iemand wat met 'n onvolwasse of kinderagtige lewensmaat getroud is, het gewoonlik hel op aarde. Dis geen kinderspeletjies om jou lewe te deel met iemand wat nooit groot geword het nie. Paulus sê, ek is nou klaar met die dinge van 'n kind. Daar's nou 'n ander fase in my lewe. Die finale fase, die volwasse fase, die grootmensfase. En daarmee bedoel Paulus, ek het my kinderskoene uitgetrek. Ek het daai deel van my lewe afgelê, ontgroei. En dis hier waar die knoop eintlik lê. Waarom is dit, broers en susters, dat sommige mense geestelik en emosioneel nooit aanbeweeg het in hulle lewe nie? Waarom is dit so dat baie mense by hulle kinderjare vasgesteek het? Miskien moet ek hierdie vraag probeer beantwoord met 'n praktiese voorbeeld. Nou die jong mense wat nou vanmôre hier sit, gaan nou nie 'n cooking clue hê wat ek vir hulle sê nie, maar die ouer mense wat hier sit, hulle sal weet wat is 'n 7 single. En dit is nou nie iemand wat ongetroud is nie, dit is 'n plaat met 'n enkel snit. Daar's net een liedjie op. Ek onthou nog die 1/7 single wat ek destyds van hom Guy Korsten gekoop het. My sakgeld. Ek was so standaard 8 en ek was so verlief, ek kon net my oë kyk. Ja, was 'n meisie in die oorkant van die straat. Sy het my nie eens raak gesien nie, maar ek was so verlief. So die liedjie se naam was Liefling. En ek het hierdie plaat oor en oor gespeel. My hart was daar aan die oorkant van die straat. So my pa het op 'n dag vir my gesê, seun, as jy die plaat nou nog een keer speel, gaan die naald aan die ander keer kan deurkom. Sy woorde was nog die koutie. Toe steek die plaat vas. En oom Guy wou om dit dood nie verder sing nie. By nadere ondersoek het dit toe gebleik dat die plaat 'n lelike krapmerk op gehad het. Ek weet nie waarvandaan dit gekom het nie, maar dan oom Guy sing so lekker tot by daai krapmerk en dan steek hy daar vas en dit was net liefling, 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 maar niks verder nie. Hier is my toepassing. Mense wat nie geestelike volwassenheid in hulle lewe bereik nie, is soos die 7 single. Hulle het iewers in hulle kinderjare vasgesteek en hulle bly daar op een punt. En as jy nou as 'n pastorale begeleier, as 'n predikant of as 'n sielkundige dieper as die vel kyk, as jy nou agter die maskertjie inloer, dan sien jy dalk die krapmerk, die letsel, wat eens op 'n tyd deur ander mense of deur omstandighede daar op daai mens gelaat is. Daar is niks wat die groei na volwassenheid in jou persoonlikheid so aan bande lê,
soos die letsel aan jou hart en die krapmerk in jou siel nie. Ek dink nog baie dae aan Linda, skuilnaam natuurlik, wat my een keer in die studeerkamer kom sien het. Toe sy 'n dogtertjie van 10 jaar oud was, het sy een keer agter 'n toedeur gehoor hoe haar ma vir 'n vriendin sê, ek en my man het nou nie juis beplan om nog kinders te hê nie. Linda was eintlik 'n ongelukkie. Die woorde het seer gemaak en vir altyd bly steek. En dit maak nie saak hoe hard Linda in haar lewe probeer het as 'n volwasse, as 'n ouer vrou nie, sy het altyd gevoel soos 'n ongelukkie. En dan is daar ook Pieter, 'n prokureur van Gauteng. Hy moes as kind altyd hoor hoe sy pa hom met die woorde toesnou, maar man, is jy dan onnoosel, man? Kan jy dan niks in jou lewe reg doen nie? Vandag is Pieter 'n aantreklike man, volwasse, geleerd, etlike grade, juridiese grade. Maar weet jy wat, terwyl hy by my in die studeerkamer sit, het ek agtergekom, hy bestempel homself nog steeds as 'n dom ou wat niks kan reg doen nie. Dis die krapmerke en die letsels op die siel waarvan ek nou net gepraat het. Jy kan dit met niks ter wêreld wegneem en verwyder nie. Nie met geld nie, nie met jou geleerdheid nie, nie met jou godsdienstige lewe en jou kerkbesoeke en al die dinge nie. Net die Here deur sy Gees, deur in 'n verhouding met hom te kom, kan hy dit vir jou wegvat en jou heel maak. Nog 'n laaste voorbeeld. Philip en Amanda, ook skuilname, het my een keer kom sien. In haar eie woorde, Dominee, jy is nou die laaste strooi halm waarna ons gryp. Dit blyk toe dat hulle al alles probeer het om hulle wankelende huwelik te red, maar puur verniet. Daardie wanhoop wat jy by twee mense sien wat aan die oorkant van die studeertafel van jou sit, daai angs, daai, this is it, uitdrukking op die gesig. En dit is wat tydens die beradingssessies na vore gekom het. Philip is iemand wat nooit sy liefde vir iemand anders kan wys nie. Hy's dus nie 'n demonstratiewe mens nie. Van dag 1 af in sy huwelik kon hy dit nog net nooit reg kry, tot op die dag wat hy daar met my kom sit en gesels het, om sy vrou of sy kinders of iemand anders 'n drukkie te gee. Hy sou nie by ons gemeente ingepas het op daai stadium nie. Ons druk mekaar baie hier. En dit het Amanda, sy vrou, teen die mure uitgedryf. Soos sy vir my daai aand gesê het, Dominee, ek floreer op drukkies en soentjies. Ek is soos 'n plant, man, as jy my nie water gee nie, gaan ek dood. En na 20 jaar se getroude lewe, is ek besig om die binnekant te sterf. My hart het vir die twee mense gebloei. Jy voel so magteloos as 'n raadgewer, as 'n pastorale begeleier. Wat 'n raad gee vir twee mense wie se huwelik na 20 jaar op sterwe lê? Maar baie sessies en baie ure en baie trane wat geloop het Philip my uiteindelik in sy vertroue geneem en oopgemaak. En die woord het so stortvloede uitgekom, die maskers het afgeval. Dit wat hy my vertel het, was 'n nagmerrie. Hy het sy ma verloor toe hy nog 'n jong seentjie was. Die impak daarvan was fenomenaal. Sy pa daarna meeste van die tyd dronk en onkapabel in die huis gelê. Daar was elke nou en dan 'n ander vrou in die huis. Dan was dit die vrou, dan daai vrou het nooit geweet met watter een gaan sy pa regtig uit nie. Daar was altyd partytjies gewees. Sy pa was 'n partytjie mens en dit dan die jong Philip dan iewers by vriende gaan aflaai waar hulle hom moes omsien totdat die naweek verby is. So het dit dan gebeur dat Philip 'n paar keer seksueel gemolesteer is deur die einste mense wat na sy welwese moes omsien. Die probleem is, hy kon nooit met sy pa daaroor praat nie. Hy het die ding hier binne gedra. 'n Geheim. Met 'n deur gesluit met die sleutel weg. En so het Philip deur die jare geleer om 'n dik korslaag om hom te bou. Niks het hom ooit meer geraak nie. Hy
het sy pyn probeer wegwerk deur die rol in die huishouding oor te neem. Was sy pa daar eenkant gelê het hy maar gekook, gewas, gestryk en alles gedoen wat sy ma eintlik sou gedoen het as sy geleef het. Maar Philip se lewe was 'n tikkende tydbom. Toe ontmoet hy vir Amanda, die liefde vir sy lewe. En Philip voel, hier gebeur dit nou. Hier kom die stukke nou by mekaar. Hulle is kort daarna getroud. Die eerste paar jaar het skaflik verloop. Maar toe het Philip se kinderjare hom stuk vir stuk begin inhaal. En uiteindelik sy huwelik totaal en al beduiwel. Hy het alles in sy vermoë gedoen soos wat hy by die huis gedoen het om dinge reg te maak. Hy het vir haar goeie, mooi goed gekoop, juwele, mooi rokke, skoene, sy kon dit vra, hy het dit gedoen. Hy het gereeld oor see gegaan, hy het haar getreat, hy het haar op die hande gedra. Maar Philip en Amanda was in hulle verhouding op pad na nêrens nie. En dit is hartverskeurend om dit te hoor. Na al die jare nog steeds is dit seer om sulke goed van mense te hoor. Om 'n lang storie kort te maak, broers en susters, deur die genade van die Here. Dis al manier hoe die mense dit kan beskryf. Daar is geen teologiese verklaring vir al hierdie goed nie, geen slim beredenerings nie. Deur die genade van die Here het hy by die punt gekom waar hy sy oorlede pa, wat in die graf gelê het, kon vergewe. Dit was immers vol trane. Ek vergewe pa, sê hy. Soos wat hy dit gestel het vir die negligence van alle jare. Hy het die oom wat hom gemolesteer het, vergewe. Dit was nie maklik nie. Nog immers vol trane. En bo dit alles moes Philip vrede maak met God. Hy moes God ook vergewe. En vir jare het hy so vete teen God opgebou wat sy ma op kleintyd van hom weggeskeer het. En toe Philip daardie vrywording kry, was dit 'n ander gesig, 'n ander lewe. Tyddae gaan dit nog rof met Philip, gesels nog so af en toe. Maar hy het vrede in sy binneste, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy het toegelaat dat die hoëpriester van Hebreërs 4 hom aanraak op die seerplekke, die letsels aan die binnekant. Met die hulp van die Here het hy sy kinderskoene uitgetrek en die pad van 'n volwassene vir die eerste keer begin loop. Dis nog 'n ver end voordat Philip uiteindelik gaan kom waar hy moet wees, maar die maskers is afgelê, dis gebeere, sy wonde is verbind, hy het innerlike heling gekry, en wanneer hy nou voel, dinge loop regtig skeef in sy lewe, krop hy nie meer op soos in die verlede nie, hy onttrek hom nie in sy grot nie, en hy gooi nie die speelgoed uit die kot nie. Nou vir die eerste keer kan hy met sy vrou gaan sit, en hy kan lekker met mekaar kommunikeer en gesels, en hy kan sê wat gaan in sy hart aan. En vir die eerste keer is hierdie man besig om te groei, en sy huwelik is nou op 'n wenpad. Philip haal deesdae met trots die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 13 aan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, ek het gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Ja, maar nou dat ek 'n man is, sê Philip, is ek klaar met die dinge van 'n kind. En my vraag vanmôre is, kan jy dit ook sê? Kan jy vanmôre in hierdie diens opstaan en soos Paulus sê, ek het klaar gemaak met die dinge van 'n kind. Die seer dinge van die verlede is nou weg, is verby, is begrawe. Hier 'n nuwe mens, 'n volwasse mens opgestaan. Iemand het een keer gesê, ek gee nie om as jy 'n probleem het nie. Solank dit net nie dieselfde probleem van verlede jaar en die jaar voor dit en die jaar voor dit en die jaar voor dit is nie. As jou lewe iewers vashaak soos 'n seven single op dieselfde plek, oor en oor met jy weet as fout. Dan is dit tyd om nader te kom na die hoëpriester toe. Dan is dit tyd om hart skoon te maak, die maskers te laat val, die trane te laat vloei en jouself oor te gee. Want die lewe is net so kort. Jy kan nie tot die dag van die graf toe nog 'n kind bly nie.
Ons kan nie tot by die graf toe loop met dinge van die verlede nie. Ons kan nie in die motorkar van die lewe ry met die handrem op nie. Die goed moet agter ons kom. En dit begin waar jy die besluit maak om oop te maak, te laat val, te laat gaan, agter jou te kry, God te vertrou om jou lewe nuut te maak. Amen.